Jesus praat in Matteus 6 en dan sê hy, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons sien in hierdie skrif iets wat Jesus herhaaldelik doen. Hy help mense om te onthou. Wanneer Jesus praat oor bekommernisse, praat hy in Matteus 6 oor om nie 'n formule te kry nie, maar 'n geloofspraktyk. Hy praat met sy disippels en hy sê, hy wys vir hulle die voëls. Hy wys vir hulle die veldblomme. En hy nooi hulle om dit te doen deur die woord kyk. Nou hierdie is vir my iets wat vir my oopgegaan het soos ek gebid het met die woord. Ek het agtergekom. Is dit nie so dat wanneer ons angstig raak, wanneer ek angstig raak, kyk ek amper altyd of agtertoe of vorentoe. Ek kyk na alles wat nog verkeerd kan loop. Ek kyk na moontlike verliese. Ek kyk na onbekende scenario's. Maar Jesus nooi my om anders te kyk. Hy nooi my om te kyk in die hier en die nou. En hy nooi my om op 'n ander manier terug te kyk na hoe hy daar was vir my. Een van die grootste geestelike probleme van die menslike hart is ons geheueverlies. Ons vergeet hoe die Here al ons gedra het, al voorsien het. Ons vergeet vorige deurbrake. Ons vergeet vorige genesing. Ons vergeet vorige seisoene waarin ons gedink het ons gaan nie deurkom nie. Maar tog doen ons. Dink aan Israel. Elke keer wanneer hulle deur 'n nuwe uitdaging gegaan het, moes hulle leer om die vorige getrouheid van God te onthou. Herinnering, terugkyk na God, na waar sy vingerafdrukke was en is, voed ons vertroue, dit voed ons geloof. En dis hoekom die Bybel so vol oomblikke is van herdenkings, altare, feesdae, nagmaal, getuienisse. Ons onthou nie omdat God vergeetachtig is nie, ons onthou omdat ons vergeetachtig is. En wanneer ons net vorentoe kyk na die toekoms, na dit wat bedreigend is, na dit wat onseker is, dan voel dit soms of ons wankel en ons moet gryp en ons moet skure bou en ons moet bewaar. Wanneer ons ook terugkyk met die bril van Here, waar het U al vir my gesorg? Begin ons die spoor van God se getrouheid sien. Miskien is dit wat Jesus bedoel wanneer hy sê ons moet kyk. Kyk nie net na wat ontbreek nie. Kyk na hoe die Here al voorsien het. Kyk na hoe hy jou al gelei het. Kyk na hoe hy al teenwoordig was, want daar gaan jou geloof en vertroue groei. Neem vandag 10 minute. Maak 'n lys van 10 maniere waarop die Here die afgelope 5 jaar vir jou gesorg het. En moenie net na die groot geestelike ervaring soek nie. Dink aan gewone dinge. Die deur wat oopgegaan het. Mense wat opgedaag het. Voorsiening, gesondheid, genade en skryf elkeen neer. Lees dit stadig deur en dank God vir elkeen. Here, mag die skatte wat ek bou wees in U. Mag my hart gerig bly op U. Amen.